Vriende, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit bly altyd vir ons die grootste voorreg dat julle ook op hierdie wyse by ons inskakel as geloofsfamilie. Ek hoop dat daar waar jy is, jy werklik God sal ontmoet vandag in die boodskap wat hy ook vir jou spesiaal bring. Mag jy jou hart en jou gedagtes sommer oopmaak vir dit wat hy vanoggend vir jou wil kom sê. En vandag steek ons ook ons 4de Advent kers aan in die gemeente. So as jy die video gou wil pause en vir jou dalk 'n kersie kry wat jy kan aansteek, is jy baie welkom. So soos ek gesê het, vandag trek ons by die 4de Advent en ons steek die kers van liefde aan. En liefde is een van daardie woorde wat ons dink ons baie goed ken. Ons gebruik dit maklik, ons hoor dit oral en elkeen van ons het 'n prentjie wat by ons opkom wanneer ons dink aan liefde en wat dit van ons vra en ook hoe dit moet lyk. Maar gelukkig en dikwels is dit altyd ironies dat die Bybel vir ons die teenoorgestelde vra baie keer van hierdie prentjie wat ons in ons gedagtes het. In die Bybel werk liefde nie altyd so eenvoudig nie. In die Bybel, wanneer God se liefde opdaag, bly dinge selde net soos dit was. Want God se liefde beweeg, dit vra beweging, dit bring spanning, dit bring verandering en dit raak aan al jou planne en jou sekerhede en jou onsekerhede en jou hele lewe wat jy klaar uitbeplan het. Dit is wat God se liefde kom doen. Dit kom bring verandering. En wanneer daardie verandering by jou kom, kan jou lewe net nie dieselfde wees nie. En ek dink ons wêreld het ook nogals die woord liefde baie klein en baie mak en baie eenvoudig gemaak. Waar God se liefde in die Bybel totaal en al anderste is. En ons gaan sien dat dit maak nie noodwendig dinge eenvoudig en maklik nie, maar dit maak dit eg en werklik en diep. En ja, soms maak dit dinge eers ongemaklik en 'n bietjie meer seer voordat dinge mooi word. En dit is juis hier rondom die geboorte van Jesus waar ons dit begin raak sien in verskillende mense se stories, in verskillende lewens, in verskillende reaksies. Maar hulle almal word gekonfronteer met dieselfde ding. God se liefde wat naby aan hulle kom en nie een van hulle wat onaangeraak bly nie. So ek is sommer net opgewonde en ek nooi jou vanoggend om saam met my te stap deur 'n klomp stories, die van Josef en Maria en Herodes, die storie van God en natuurlik ook iewers daarin ook die storie van my en van jou. Ek nooi julle uit om vanoggend saam met my te begin lees in die storie van Josef of uit die storie van Josef. Ons gaan lees uit Matteus 1 vanaf vers 18 tot 21 en ons lees vanoggend saam die 83 vertaling en ons begin sommer so by Josef se storie. Ons lees uit Matteus 1 vanaf vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Ons lees hierdie storie van Josef net tot sover. So om Josef te verstaan, moet ons ook eers sy konteks en sy wêreld verstaan. Hy lewe in 'n tyd van eer en skande, waar eer en skande jou reputasie was en jou reputasie bepaal het, jou naam, jou familie en jou plek in die gemeenskap het bepaal of jy behoort of nie en of jy 'n randfiguur is of nie. Dit het nie gemaak wie jy as individu is of wat jy bereik het of bepaal het nie, maar jou familie en jou naam en jou gemeenskap het dit vir jou bepaal. So
Dit was nogals 'n tawwe tyd dink ek waarin hulle gelewe het. Jy weet eer en skande, jy moet heeltyd op die hoede wees dat jy niks doen wat wat skande aan jou familie of jou naam kan berokken nie. So mense was nogals so 'n bietjie op eiers dink ek in daardie tyd. En 'n verloving was in daardie tyd ook reeds bindend. Dit was eg. Dit was amper reeds 'n belofte. Dit is nie noodwendig soos hoe ons dit vandag het nie. So Josef en Maria is volgens die samelewing reeds as man en vrou beskou, al het hulle nog nie saam gewoon nie. En nou as 'n vrou in hierdie konteks swanger raak en dit nie aan haar eie man toegeëien word nie, was dit openbare skande. Dit is nie 'n geheim wat jy vir jouself of binne die familie gehou het nie. Dit was openbare skande en almal het geweet. So dit kon lei tot ernstige vernedering en uitsluiting uit die hele gemeenskap en soveel skande wat jy veroorsaak vir die families. En dit is binne hierdie harde werklikheid dat Josef, wat 'n regverdige man was, wat regtig probeer het om dinge reg te doen en om 'n goeie man te wees, waar dit beskryf word dat hy, toe hy uitgevind het Maria is swanger, dit eers 'n bietjie stil gehou het. Jy weet, want hy het voor hierdie keuse gestaan. En hy het nie besluit om dit hard op die pleine te gaan verkondig om haar te verneder en vir hom op 'n manier tog eer te kry nie. Jy sien, want hy staan regtig voor 'n absolute keuse. Hy kon haar openbaar aankla, in die openbaar aankla en so op 'n wyse 'n klein bietjie sy eie eer beskerm. Hy kon homself red ten koste van haar, maar hy doen dit nie. Dis 'n verskriklike mooi beeld wat ons sien, of net 'n storie van Josef, waar hy regtig haar vir die wolwe kon gooi en in die openbaar al die skande op haar gaan sit het en homself skoon gehou het en sy eer en sy familie beskerm het, maar hy het dit nie gedoen nie. Matteus vertel dat hy besluit het om stilweg van haar te skei. Onthou, ons sê die verloving in daai tyd was net so eg, dit was reeds 'n band en 'n belofte. So Josef se besluit was om dit stilweg te skei van haar af. Josef kies die minste vernietigende opsie wat sy wêreld vir hom bied. Maar gelukkig stop God se storie met hom nie daar nie, of God se liefde, eerder God se liefde vir hom in hierdie verhaal en die storie stop gelukkig nie daar nie. Terwyl Josef nog met hierdie besluit worstel, praat God. Nie in die openbaar nie, maar hy praat met hom in 'n droom. En die engel se eerste woorde vir Josef is: moenie bang wees nie. Ek dink die engel moes daardie woorde gesê het, want dit wat volg is 'n intense versoek van God af. Dit is iets radikaal, iets wat Josef se hele lewe sou verander. Dit is iets wat Josef uit sy gemaksone nie mooi uithaal nie, maar uitruk. Ek kan myself nie eens dit indink nie. God vra in hierdie droom vir Josef om Maria as sy vrou aan te neem. So die engel sê, Josef, moenie bang wees nie, en dan sê God verder dat hy asseblief vir Maria as sy vrou moet aanneem. Met ander woorde, en dit is hoekom ek sê dit is so radikaal, hy moet daai skande dra as syne ook. Hy gaan skande dra wat nie eers syne is nie. Hy gaan sy reputasie prysgee en saam met haar die oordeel dra wat ander vir hulle gaan gee, daai klippe wat na hulle gegooi toe gaan word. So hier skuif Josef van 'n regverdige man na 'n gehoorsame man. Van doen wat hy voel wat reg is, na doen wat God van hom vra. En dit maak sy lewe absoluut op geen manier makliker nie. Nêrens beloof God vir hom dat dit sal makliker wees nie. Maar Josef se keuse wat hy hier maak, sy lewe is deel van iets baie groter. 'n Groter prentjie wat hy op daardie stadium nie kon verstaan nie. Sy gehoorsaamheid en die keuse wat hy maak, het ruimte gemaak vir God se reddingswerk in hierdie wêreld. So hier is Josef, 'n regverdige man,
Maria word swanger met die Heilige Gees en hy staan voor hierdie keuse, gooi haar vir die wolwe, beskerm hy sy eie eer en God vra vir hom om asseblief gehoorsaam te wees aan hom en aan iets wat soveel groter is as hy. En God vra van hom om hierdie keuse te maak dat hy daai skande saam met haar sal dra. En sy keuse is toe ja, en hy doen dit saam met haar en dit is 'n ongelooflike storie wat hier aan die werk is. En dit is die eerste storie waar ons sien waar God se liefde iemand se storie radikaal aanraak en verander. God het in Josef se lewe ingekom, sy lewe was nie onaangeraak gewees nie. Dit was totaal en al omvergegooi. Dan skuif ons oor so 'n bietjie na Maria se storie toe. En daar lees ons saam uit Lukas 1 vanaf vers 46. Lukas 1 vanaf vers 46. Daar is die opskrif, die loflied van Maria. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Ons lees daardie gedeelte ook net tot sover. Hierdie woorde is Maria se reaksie op wat God besig is om in haar lewe te doen. Ek het gesê dat ons gaan na stories kyk waar God se liefde naby kom aan hierdie mense. En Maria skryf oor hierdie reaksie van hierdie liefde van God wat so naby aan haar kom. Sy besef wat met haar gebeur het en praat hardop daaroor. Sy sing hierdie lied. Lukas skryf dit neer soos 'n psalm, soos 'n lied. En dit is hoekom baie mense ook praat van die Magnificent, die Magnificat. Maria se geloof wat woorde kry. So Maria se wêreld is ook nie sag en mooi gewees nie. Maria se wêreld en sy konteks is ook hard vir haar. Dit is 'n patriargale wêreld. Vroue het min sê gehad. Hulle het nie besluite geneem nie en hulle stories is selde vertel. 'n Jong meisie soos Maria het geen mag gehad om haar eie toekoms te bepaal of te beheer nie. En tog is dit juis hier waar God begin werk met sy intense liefde. Nie by iemand belangrik nie by iemand met status nie, maar by 'n jong meisie wat volgens haar wêreld en konteks absoluut niks beteken het nie. En dit is juis dit wat sy sê wanneer sy sing. Sy praat nie oor hoe sy voel nie, maar sy praat oor wie God is en wat hy besig is om in haar lewe te doen. Sy sê, God sien die geringes raak, hy sien my raak. God keer dinge om. God speel nie saam met mag en status nie. God haal maghebbers van trone af en lig mense op wat niks het nie. Sy sien dit en sy sing daaroor. En dit is hoekom hierdie woorde en hierdie lied van Maria regdeur die geskiedenis mense so 'n bietjie bang gemaak het en eintlik ook ongemaklik gemaak het. Nie omdat dit nie mooi is nie, maar omdat hierdie lied wat sy sing en dit wat God besig is om te doen, eintlik gevaarlik is. Want as God so werk, kan niks dieselfde bly soos dit is nie. As dit die definisie is van God se liefde, dan kan ons wêreld nie bly soos dit is nie. En Maria verstaan iets belangriks. God se liefde kom nie om net dinge 'n bietjie beter te maak in hierdie wêreld nie. Dit kom om dinge op hulle koppe te draai en om alles nuut te maak. En Maria het geweet, dit gaan baie kos. Dit gaan haar baie kos en dit gaan baie van haar af ook vat. Sy weet mense gaan praat, sy weet sy gaan misverstaan word, sy weet sy gaan bietjie as 'n randfiguur gesien word. Sy weet haar lewe gaan nooit ooit weer dieselfde wees nie. Sy weet haar lewe gaan ongemaklik wees en nie so eenvoudig nie.
En tog sê sy ja. So Josef het 'n keuse gehad, Maria het een en sy sê ja, en sy sê nie ja omdat sy alles verstaan nie, maar omdat sy God vertrou en sy verstaan wie hierdie God is en sy sing van hom, 'n God wat radikaal anders is. En dit is daardie ja van Maria wat die hele lewe, die hele toekoms van die wêreld verander. Maria bly nie net die meisie wat net gepraat het nie. Maar sy word die een wat God se belofte dra. Haar liggaam, haar tyd en haar toekoms word oopgestel vir God se groot plan om hierdie wêreld te red. Liefde vat haar nie net uit haar werklikheid uit nie, maar plaas haar reg in die middel daarvan. Van hier af loop haar lewe nie meer volgens veiligheid of voorspelbaarheid of eenvoudigheid nie, maar volgens 'n roeping wat baie groter is as wat sy ooit sal verstaan. Weereens, dit is wat God se liefde doen. Dit maak jou lewe nie makliker nie, maar dit maak jou lewe betekenisvol. En dit is presies wat ons sien met Maria se storie. 'n Meisie wat nie regtig 'n stem gehad het nie, wat nie 'n sê gehad het nie, wat nie haar eie lewe kon bepaal nie. Hier gebeur iets so groot en so heilig binne haar, dat ek kan nie dink dat sy dit kon kop en verstaan wat hier binne in haar aan die gang is nie. Maar tog doen sy tot 'n mate en sy sing in hierdie lied en sy juig en dit is hoekom sy sê ja, asseblief Here, kom verander my lewe. Ek wil hê U moet dit doen. Ja, ja, ja. En dan lees ons die storie van Herodes. En daar lees ons uit Matteus 2 vanaf vers 1 tot 3. Sy storie lyk so 'n bietjie anderste as Josef en Maria se en dit gaan so. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore in die tyd van koning Herodes. Daar het 'n wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is die pasgebore koning van die Jode?" Toe koning Herodes dit hoor, het hy geskrik en die hele Jerusalem saam met hom. So Herodes is nie 'n romantiese Kerskarakter nie. Ons ken die wyse manne, ons ken die sterrekykers, ons ken Josef en Maria en ons ken 'n klompie romantiese Kerskarakters, as ek dit so kan noem. Maar Herodes was nie een van hulle nie. Hy is 'n koning wat weet dat sy mag is broos. Hy sit op die troon omdat Rome hom daar hou, beslis nie omdat die volk hom gekies het nie. En dit is hoekom hy altyd so bekommerd was dat hy sy posisie sou verloor. En dan wanneer die wyse manne vra, waar is die pasgebore koning van die Jode, hoor Herodes nie dit as goeie nuus en sing en is bly daaroor nie, maar hy sien dit as 'n groot bedreiging. Vir hom beteken dit net een ding, dat iemand gaan sy plek oorneem. Iemand gaan sy mag en sy status van hom af wegvat en hy gaan beheer verloor. So vir Herodes is liefde nie sag nie. Liefde beteken dat hy nie meer die laaste sê gaan hê nie. En hy wil dit nie toelaat nie. Hy wil nie daai beheer wat hy het oorgee nie. Waar Josef sy beheer begin oorgee het aan 'n groter storie en Maria haar lewe ook oopgemaak het vir iets veel groter as sy, klou Herodes vas aan hierdie beheer en hierdie mag wat hy het. Hy kies 'n bietjie veiligheid bo gehoorsaamheid en beheer bo vertroue. En ek dink dis hoekom die Advent liefdeskers vir Herodes nie lig bring nie, maar vrees. Want liefde vra oorgawe en Herodes wil glad nie oorgee nie. God se liefde klop aan sy deur, maar hy maak dit nie oop nie. En daarom bly Herodes nogals dieselfde. Josef se storie skuif, Maria se storie word 'n bestseller. God se liefde begin die wêreld nuut maak. Maar Herodes bly vasgevang, vas in vrees, beheer, in 'n storie wat nie kan verander nie, want hy wil nie hê dit moet verander nie. En hierdie is 'n storie wat ek so 'n bietjie ingesit het, want dit is wat gebeur wanneer liefde aankom by ons, maar ons dit nie toelaat nie. En dan kom ons by God se storie. En ons lees dit in Johannes 1 en ons lees net vers 14 wat sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Johannes vat ons nou weg van die stal af en wys vir ons wat regtig hier gebeur het. Jesus se geboorte is nie iets wat sommer net gebeur het nie.
Dit was 'n groot besluit van God gewees. God het gekies om nie op 'n afstand te bly nie. God het gekies om in te kom in ons wêreld in ons werklikheid in alles wat gebreek is en seer is en wat goed is en wat reg is of wat verkeerd is. God het die keuse gemaak om naby te kom. So wanneer Johannes sê die woord het mens geword, beteken dit God het gekies om kwesbaar te wees, om 'n liggaam te hê, om moeg te word, om seer te kry, om te huil, om verwerp te word. Liefde bly nie veilig nie, maar liefde kom nader. Josef kies om sy beheer oor te gee en te vertrou. Maria kies om haar lewe oop te maak vir 'n wonderwerk. Herodes kies om vas te hou en God kies om alles te gee. Nie omdat hy moes nie, maar omdat hy wou. En hier gebeur die grootste herskrywing van almal. God skryf homself binne in elkeen van ons se storie in. Hy word nie 'n God wat ver is nie, maar 'n God wat naby is. En dit is hoekom niks ooit weer dieselfde sal wees nie. Want as God so kies, word elke ander keuse wat ons in hierdie lewe maak, ook belangrik. Vriende, ons het vandag gekyk na 4 stories. Na Josef, Maria, Herodes en ook God se storie en die keuses wat hy gemaak het. En ons het na hierdie stories gekyk, nie net omdat dit Kerstyd is en omdat dit spesiaal is nie, maar omdat God se liefde hulle lewens raak gesien het. En nou bly daar een vraag oor. Wat van ons lewe? En wat van ons storie? Want iewers tussen daardie stories lê ons eie storie ook nog. Nie as 'n 5de Bybelverhaal nie, maar as 'n gewone mens in 'n gewone tyd, met planne wat nie altyd uitgewerk het nie, met vrese wat liewer stilhou, wat ons liewer stilhou, met keuses wat ons uitstel, met plekke waar ons eerder beheer hou as om te vertrou. Dit is hier waar Advent reël raak. Dit is hier waar hierdie liefde wat God vir ons kom wys, reël raak. En dit is nie net 'n mooi seisoen nie. Dis 'n diep, groot oomblik. Want God se liefde kom nou na jou toe, daar waar jy is. God se liefde het afgesak na Josef toe of afgekom na Josef toe. Dit het Josef se lewe aangeraak, dit het Maria se lewe aangeraak, dit het Herodes se lewe nie heeltemal aangeraak nie. Maar wat belangrik is God kom nou na jou toe, in hierdie tyd, in hierdie fase waar jy nou ook in jou lewe is, ook in jou konteks wat anders te lyk as Josef en Maria en Herodes in. God kom na jou toe, nou waar jy is. En God vra nie vandag van jou om alles reg te hê en perfek te wees nie. Ek meen, wie kan dit hierdie tyd van die jaar doen? Hy vra ook nie die grootste beloftes van jou nie. Vandag kom God en hy sê net, ek kom nader na jou toe. Ek beweeg na jou toe. En al wat ek wil weet is jy bereid dat ek nader aan jou kom? Mag ek nader aan jou kom? Mag ek in jou storie inkom, in jou vrae inkom, in dit wat jy voel jy nie kan beheer nie, in dit wat jy voel seer bring in jou lewe? Mag ek in dit inkom? Mag asseblief nader kom? En onthou, ons het gesê dat daar waar God se liefde inkom, bly niks onaangeraak nie. Dit bly nie dieselfde nie. God nooi jou ook op 'n manier om vanoggend ruimte te maak. Ruimte te maak vir die storie wat hy graag nog wil skryf in jou lewe. God vra jou net, kom maak net jou lewe oop. Net genoeg, sodat God kan doen wat hy nog altyd doen. En dit is dat hy stories nuut maak. Dat hy mense se lewens totaal en al omvergooi. Maar alles vir die beste. Al wat God vanoggend van jou vra is, mag hy naderkom, ook in jou storie. Ek gaan vra dat jy so 'n oombliekie daaraan dink, jy kan die foon nou afsit en gebed op jou eie doen, maar om regtig te dink aan wat dit is wat jou antwoord vanoggend is. God se liefde kom naby vanoggend. En dit nooi jou uit om ruimte te maak.
net genoeg ruimte vir God om te doen wat hy nog altyd doen, om stories net te maak. Amen.